Goeiedag geliefde en welkom terug by ons Paasreeks, gelyk aan die kruis, 'n liefde so groot. Vandag bring ons hierdie liefde nog nader aan jou hart. Ek hoop ons kan dit regkry. Gister het ons gehoor, God het eerste lief gehad, maar vandag wil ek jou help om die volgende raak te sien. Daardie liefde was nie net algemeen nie, dit was persoonlik. Dit was nie net vir 'n massa nie, vir 'n groep nie, nie net vir die wêreld nie. Die een was jy. Geliefde, die een was jy. Daai liefde wat God vir ons bring, vir die een, is vir ons verskriklik mooi opgesom in Lukas 15, waar Jesus 'n storie vertel, wat mense in sy tyd heeltemal sou geskok het. Die storie is, 'n herder het 100 skape, en een raak weg. En wat doen daai herder? Hy los die 99 om daardie een te gaan soek. Sal hy nie die een wat weg is gaan soek, totdat hy dit kry nie. En wanneer hy die een kry, vier hy fees. Hierdie is nie net 'n mooi gelykenis nie, geliefde, dis 'n illustrasie van God se hart. 'n Hart wat wil sê, ek sal alles los. Ek sal alles los, net vir jou. Jy is die een vir wie Jesus op die aarde gekom het. Jy is die een waarvoor hy gelei het. Jy is die een waarvoor hy gesê het, Vader, vergewe hulle. Geliefde, jy is die een. En hierin is ons dieper insig. Hier is iets absoluut asemrowend, iets ongelooflik. In die Bybel verwys Johannes 3 keer na homself as die een wat Jesus liefhet. Hy het nie gesê die disipel wat Jesus gekies het of die een wie Jesus gevolg het nie. Nee, hy het homself deur Jesus se liefde gaan definieer. En ek en jy, ons kan dieselfde doen. Jy kan vandag sê, ek is die een wat Jesus liefhet. Ek is die een vir wie hy alles sou los. Geliefde, wat 'n identiteit. Wat 'n posisie om in te neem. En miskien, dalk kan jy die volgende net reflekteer op. Wat hou jou terug om God se liefde persoonlik te maak? Wat keer jou? Waar voel jy dalk onwaardig, te ver, te skuldig? Jesus het aan die kruis verduur, omdat jy vir hom waardevol was. Hy het alles in die kruis verduur, omdat jy die een is vir wie hy gekom het, selfs toe jy en ek, toe ons nog verlore was. Prakties, vat 'n oomblik vandag, om te sê, Here, ek is die een. Ek aanvaar u soekende liefde. Ek is die een en ek aanvaar u soekende liefde. En dan, deel dit met 'n vriend of 'n familielid. Jy is nie net 'n nommer nie, geliefde. Jy is die een wat Jesus liefhet. Nie net daardie sin, om te sê, jy is die een vir wie Jesus liefhet, kan iemand se hele lewe verander en verseker hulle dag verhelder. So, maak hierdie verklaring saam met my en sê dit stadig en sê dit met oortuiging. Ek is die een wat Jesus liefhet. Hy het my kom soek toe ek verlore was. Sy liefde is persoonlik. Sy liefde is vir my. Kom ons bid saam. Vader, so baie dankie dat ons, wanneer ons die storie van Lukas 15 lees, waar ons leer dat U alles gelos het vir die een skaap, is ons vandag bewus dat ons is daai een. Ons is daai een. En daar's soveel mense vir wie die feit dat daai een nog nie vir hulle helder geword het, nog nie duidelik geword, en daarom vra ek vandag vir ons, wat vandag besef, ons kan genoem word 'n liefdesdisipel, iemand wat liefgehê word deur Christus. Dit is ons identiteit. Kan daai liefde met oortuiging vat na ander mense toe. En daarom vra ek vandag, Here, dat U ons sal help, dat U ons sal bystaan, dat U ons sal ondersteun met die identifisering dat U het vir die een en ek is daai een. En almal wat vandag luister, is daai een vir wie Jesus gesterf het. Dankie, Here, dat U alles gelos het vir my. Dankie, Here, dat U alles gelos het vir my. Dit is ons gebed vandag in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, gaan in vrede. Totsiens.